Vicky, hey Vicky, hey. Jy wil graag saam gaan op reis. Hey, hey Vicky, he's a Vicky. Dat vir jou als kan wees. Na 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 Vicky. Al is jy bang vir motsoeke en selfs 'n bietjie vir die wind, het jy vir wat 'n les geleer en weet jy beter keer op keer. Hey, hey Vicky, hey Vicky, hey. Jy wil graag saam gaan reis. Hey, hey Vicky, jy's 'n Vicky. Dat vir jou als kan wees. Na 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 Vicky. Hey! Ek is die kaptein onder die kapteins. Nee, nonsens praat nie. Almal weet ek is. Jy was dit miskien tot nou toe gewees, maar die keer kies hulle my as die kaptein onder die kapteins. Maar jy nie misgis nie. 20 jaar was dit ek gewees en dit sal weer die jaar ek wees, verstaan jy? Net omdat dit 20 jaar so was, beteken nie dat weer so moet wees nie, of hoe? Jy's tog net 'n ou raasbek. Ek is onmisbaar. Selfs my vrou sê ook so. Asof iemand na die ou dier sal luister. Hy sien enige tyd net so goed soos jou nou. Myne het in elk geval nie bakbene nie. Trek het dadelik terug. Ja, die twee gedra hulle presies soos wat 'n mens van groot mense verwag. Dis elke jaar dieselfde. Baltak van slak en klapoog van vlake vlieg mekaar in die hare. Gilby, die boom is veel te hoog. Ou mense is sommer moeg as jy klaar geklim het. Ons kan nie onder vir ons huisie bou. En daar bou julle vir my 'n skoppelmaai. En as ek kan baie hoog swaai, kan ek van bo af die see sien. En hang vir my 'n hangmat op. En terwyl julle speel, kyk ek rag en wolwe en beere naby kom nie. Goed, Gilby. Elkeen bou vir hom wat hy wil, is julle tevrede? Ons begin dadelik. Ja. Jou kom ek. Ek is die kaptein. 'n Mens moet dit beleef om dit te kan glo. Kan julle miskien vir my sê hoe ons hier onder die wasgoed moet skoon kry as julle daar bo in die water tekeer gaan, hè? As julle wil beklei, gaan dan eers 'n bietjie stroom af. Mans is werklik die domste skepsels op aarde. Daar begin jy alweer. So ja, nou te genoeg gehad. Nou is daar oorlog, Baltak. Goed, net soos jy wil, maar jy gaan nog baie spyt kry. Luister, Baltak. Ons oorlog begin môre vroeg as die son agter die bergtop uitgekom het. Ek waarsku jou, ons gaan jou op jou herrie gee. Jy, wie nogal, hè? Môre sal ons weet wie van ons twee die beste is. Meer te wag tot môre aand, ek weet dit lank al. O ja, dis maklik om te praat, maar ons sal hom nog reg sien. Hy met sy groot bek, wag maar. Ek laat nou die tou sak, Gilby. Ja, goed. Reg, hierso. Hier's dit klaar. Trek op. Trek. Pa, waar kom pa vandaan? Hey, Vicky, daar's oorlog. Wat? Oorlog, maar hoekom? Dit maak nie saak nie, hoofsaak is daar's weer oorlog. Hey, pas op, pa. Sien maar. Ons verniel om jou sortelle. En dan had ek my as kaptein oor die kapteinskies. O ja. Hoor manier. Hoeveel jaar is ek nou al die kaptein van vlake, Van die dag af dat jou pa nie van 'n oorlog af teruggekom het nie. En tog het ons in die afgelope jare die oorlog van die strooiman verloor. Dis dus reg dat Baltak die kaptein onder die kapteins geword het. Nou ja, ek dink dat ons tot nou toe net ongelukkig was. Dit hoef nie so te bly nie. Hoofsaak is dat julle wil hê ek moet nou 'n beurt kry. Julle wil mos,
Ek sien julle is almal verheug. Ek het altyd verskriklik geveg. Dit was nie my skuld dat ons Strooiman nogtans eerste gebrand het nie. Was dit? Sê my net eers, hoe ons ooit hierdie mense van Slak gaan wen, as ek julle eers vir elke oorlog moet oorreed. Dis die waarheid. Ja, moenie so aggressief lyk nie. Begin liewer dadelik om ons Strooiman te maak, want môre vroeg reeds met sonsopkoms is dit sulke tyd. Dan beklei ons. Is julle gereed? Ja, Elfie sit al in die mandjie. Dis goed, nou draai dan die slinger julle. Dit werk. Zijn vreselijk hoog. Ek was nog nooit so hoog geweest nie. Die bome is baie klein en die huise ook. Wat is dit? Daar die huis aan die oorkant. Dit moet Slak wees. En daar onder is ons wasplek. Daar's juist nou 'n paar vrouens besig om te was. En waar is Vlake se huise dan? Daar voor ons is die dorpsplein. Ja, so waar, die houtpaal is so piepklein dat 'n mens dit skaars kan sien. En daar werk mense, Wiekie. Ja, die manne van Vlake bou hulle Strooiman vir die geveg wat môre vroeg sal begin. En die manne van Slak sal ook so 'n Strooiman vir die geveg hê. Hy sal net soos hulle kaptein lyk. Net soos wat hierdie Strooiman soos Klapoog lyk. So ja, knap gedaan, hy's klaar. Trek hom regop. Ja, hy het hierdie jaar besonder mooi uitgekom. Klapoog, waar bly jy dan? Jy moet nog vir my kom hout kap. Ja, ek weet. Dis goed dat jy weet doen dit dan ten minste ook. Ag, moenie so kerm nie. Kyk liewer na ons mooi Strooiman. Is hy nie pragtig nie, vrou? Moet ek jou sê wat voel ek vir julle dom ou Strooiman? Net soveel as wat ek vir die geveg voel oor wie van julle nou die groot kaptein is. Ja, daar sien die mense dit weer. Vroumense verstaan net mooi niks nie. Is dit nie reg nie? Het ons verlede jaar die geveg gewen? Ja of nee? Ja! En wat het die vorige jaar gebeur? Toe ons ook gewen! Dis doodreg. En hoe sal dit nou hierdie jaar wees? Ja. Dit was het. Natuurlik sal ons hierdie jaar ook wen. Baie goed, Olaf. As jy dit sê, is dit so goed of ons klaar gewen en kom ons vier solank ons oorwinning. Ja, goed! So ja. Ja? Kom net gou weer, hoor julle? Ek is bang so alleen hier. Ja goed, ons is nou weer terug. Ons bring ook iets te ete saam. Hey manne, luister net eers gou hier toe. Moenie sê jy hou meer 'n toespraak nie. Moet net nie 'n lang toespraak hou nie, die kos word koud. Nee, ek sal. Ek dink ek weet nou hoekom ons die afgelope jare altyd verloor. Omdat ons almal gestorm het en niemand het hier gebly om die Strooiman te verdedig nie. En toe kon hulle maklik kom om hom in die brand te steek. Maar hierdie jaar doen ons dit anders. Ons bly die keer hier en wag tot hulle na ons toe kom. Het julle verstaan? Hè? En dan jag ons hulle terug al voor ons uit. En dan bestorm ons Slak. Dit klink wonderlik, kaptein, maar sal dit so maklik wees? Hulle het so heining waaroor ons nog nooit kon kom nie. Het jy al aan 'n plan gedink? O ja, daai simpel heining. Ons sal aan niets moet dink. Ho, Vicky, jy kom presies net op die regte oomblik. Jy kan gerus vanaand 'n sluk bier drink. Altyd net melk. Dis nie goed vir 'n ware Viking nie. Eet en drink, manne. Vicky sou beslis aan 'n plan dink. Op die oorwinning van Vlake!
net nie, Olaf. Met sonsopkoms begin ons. Ons maak staat op jou. Jy kan maar ontspan, kaptein. Dit sou die eerste keer wees dat ou 2-pyl Olaf iets verbrou. Slaap maar, julle luiaard. Sodra die sonnetjie opkom, spring ons almal aan wal en storm die dorpsplein. Ons oorrompel die manne van Vlake. Met die deurmekaar spul wat dit afgee, skiet Olaf sy pyle af en steek die strooiman aan die brand. Verstaan julle? Ja, kaptein. In orde, en onthou net dat ons moet wen. Ek hoop net nie Olaf laat my nie steek nie. Presies net wat ek nodig het. Dit was nie verlede jaar hier nie. En hier is die dorpsplein nou reg voor my. Dit raak al hoe erger hier. Toe syp hulle weer so dat hulle nie eers hulle eie beddens kan kry nie. Ek kan dit nie glo nie. Gister was hulle soos verskrikte hoenders. Nou slaap hulle soos soogdiere. Word wakker, oudste, daar kom 'n vreemde skip aan. Wat kan hem in die taai nou alweer? Daar kom 'n skip klap oog. Skip. Skip? Wat sê jy dan? Word wakker, manne! Word wakker, manne! Die mense van Slak is hier! Aha, nou moet ek weer self gaan hout kap. Duivels, hoekom drink julle so baie? As julle nie kan verwerk nie, die slakke is hier, die son gaan enige oomblik opkom, hè. Toe, word wakker, man! Word het al, groor julle! Die son het opgekom, manne! Daar kom hulle al! Moet nie laat deurkom nie, hulle mag nie met die strooiman kom nie, hoor julle? Daar begin het. Kom, manne! Ek dink dit is nou my beurt om iets te doen. So, ja, daar. Oh, so 'n pragtige vuurtjie. Jy is omtrent 'n wonderlike skit, Olaf. Jou agterbakse gemeene varkop! Vat so weg! Oompie, sê my, wat doen jy nou eintlik? Bly liewer stil, is my saak. Nou sal ek maar weer probeer. Maak jy vuur, Oompie? Mag ek ook?
Toe? Het brand al klaar. En nou skiet dit weer weg. Ja, los my nou uit. Mens mag nie met vuur speel nie. Los my. Kom man, skip toe, ons gaan huis toe. Kyk hoe vinnig hulle weg. Alhoewel jy my vandag verslaan het, is alles nog glad nie verby nie. Een of ander tyd sal ek jou wel terugkry, Alvar. Pa, kom gou! Wat is dit? Die vuurpyl het van daar afgekom, van ons groot boom af, en Elfie is nog daar. Ek is bekommerd oor haar. Kom! Ja, nie so nie. Met die pinkie. So ja, jy sal dit regkry, oompie. Dit gaan al baie beter. Hey, dis nou genoeg. Ek moet nou gaan. Elfie! Hey, Ja, kom vir hom bang te wees. Dit is goed dat hy kom, ek kan dit saam speel. Wat sê oom? Wil jy gaan? Ja, ander keer weer, juffrou. Was dit baie seer, oompie? Wag, jy het ietsie vergeet. Oompie, wil jy dit dan nie saamvat nie? Elfie, is alles in orde? Wat het gebeur, ou kleintjie? Die oom wat hier was, het so skielik weggehardloop dat hy sy goed hier vergeet het. Dit was Olaf die dwerg. Hy moes die strooiman aan die brand skiet. Pa is seker bly dat dit nie gebeur het nie en dat daar eintlik weer rus in die dorp is. Jy maak seker 'n grap, bietjie. Nou moet ons na Slak gaan om Baltak se strooiman te verbrand. O ja? Ek weet nou wel nog nie hoe ons dit gaan aanpak nie, maar ek is nie bekommerd nie. Jy sal tog 'n plan maak. Dit sal maklik wees. En nou. Die son sit op taamlik hoog. Ons moet gou maak. Dink aan 'n plan, my kind. Ja, dit sal werk. Ek weet wat ons moet doen, pa. Nou sien jy, ek het dit geweet, bietjie. Ons doen dit met die son. Ons gooi die son op die strooiman van Slak. Wat? Wat wil jy gooi, jou seun? Die son? Ja, hulle doen dit met vuurpyle en ons vat die son. Ek verstaan dit nie. Die son is dan bo in die hemel. Ons het mos 'n hele hoop eysterskulde saamgebring die keer toe ons in Rusland was. Dit lê daarom nog seker iewers op hoe. Ja, dit lê nog in een of ander hoek rond, maar ek verstaan dit nog steeds nie. Jy hardloop al weer weg en laat my alleen in die boot sit. Vat my bietjie saam met jou toe. Jy speel daar rond met 'n kleintjie en ruïneer die hele ding vir ons. Dit wil gedoen word. En as ek so na julle kyk, kan ek huil of 'n woede ontplof. So 'n treurige spul. Moenie net daar staan en my aanstaar nie, maak liewer 'n plan, want as dit eers dag is dit heeltemal te laat. Tel dit nou op. Nou is dit net reg. Nou joune, Gilby. Ja, dis reg. Wakkel dit nog so 'n bietjie heen en weer. So jy hou stil. Hou stil. Dit lyk vir my doodreg, Gilby. Dit lyk vir my doodreg. Nou die derde een. Tyd! Ek wag! Ag, julle is 'n regte klomp lamsakke. Ek het nog altyd gewen en die keer het Klapoog van Vlakke my in die skande en skade weggejaag. Ek kan dit nie net sommer so aanvaar nie. Verstaan julle dit? Julle klomp op bejaarde. Hoor julle dit ook? Ek ruik iets brand. Ja, dit ruik branderig. Agter jou, kaptein. Hy brand dan. Die strooiman brand. Kyk daar. Maar hoe kan hy sommer net brand? Julle moet almal gaan plat. Ek kom in die vuur doodplaas.
Dit gebeur! My strooiman brand! Ek is nie meer die hoofkaptein nie! Dit kan nie meer gered word nie! Gedoorie waar, hy het dit weer reg gekry. Die rookwolk kom nie van pyp twak. Ons het dit reg gekry, manne. Nou is ek die kaptein onder die kapteins. Ons balpak is hier baie ongelukkig. Klap oor, wat maak julle almal daarbo? Eva, wees saam met my by. Ons het 'n strooiman verbrand en nou is ek die hoofkaptein, my skat. Dis wonderlik, kom dan dadelik af. As hoofkaptein sal jy seker nog baie hout kan kap. Ek wag nog 2 dae lank. Ek werk my so vir jou dat ek sommer 'n knop uitslaan. Hoofkaptein of nie, Martin, die ou vrou kan jy nie wen nie. Hey!